Welkom terug by die groot ontbyt. Kyk, baie van ons kinders leer oor die interweb, né? En dan is daar tutorsentrums, leersentrums en so wat hulle help met die werk. En ons praat 'n bietjie vanmôre oor die sentrums, die regulasies daar rondom, die verantwoordelikhede net van die sentrums nie, maar ook van die ouers wat hulle kinders by sulke sentrums inskryf. En ons gesels met Chris Klopper van die South African Comprehensive Assessment Institute. Is 'n lang naam, spesifiek oor hierdie sentrums. Goeiemôre Chris. Goeiemôre, ons noem dit sommer Sakai. Sakai. Ek weier om te sê want daar's nie woord soos komprehensiewe nie. Maar in Afrikaans nie, maar ek gaan die Engels hierna sê eerder. Chris, kom ons praat 'n bietjie oor tutor en leersentrums. As mens spesifiek daarna verwys 'n mens na sentrums wat fasiliteer in aanlyn leer of verwys 'n mens na sentrums wat as 'n aanvullende bron tot skole is, waarna verwys 'n mens? Kom ek sê, kom ons draai die oorloos 'n bietjie terug en ons begin by artikel 51 van die SA Skolewet. Daar doen 'n ouer aansoek om as 'n tuisonderrig ouer geklassifiseer en geregistreer te word. Ja. En dan word dit goedgekeur deur die onderwysdepartement. En dan is die ouer die primêre onderriggewer vir die kinders en nie die leersentrum nie. En dis wat 'n mens moet onderskei tref, jy kry leersentrums en leersentrums. Daar's van hulle wat ongelooflik goeie diens lewer. En as jy hier in Pretoria kyk, sal jy sien dis daar 'n hele paar van hierdie spesialis leersentrums waar kinders gaan vir wiskunde, vir wetenskap, vir huistale. Maar dan kry jy ook hierdie leersentrums waar ouers hulle kinders aflaai in die oggend en dan funksioneer daai leersentrum soos 'n skool. Soos 'n skool. En dit is nie korrek nie. Dit is teen die wet. En hulle funksioneer dan as 'n ongeregistreerde, onafhanklike skool. En dis waar die groot probleem inkom. En baie van die ouers dink dan, hulle kry kwaliteit onderrig by daai tutorsentrums, en dis nie altyd noodwendig die geval nie, want daar is nie altyd vakspesialiste nie. So die leersentrum en tutorsentrums speel 'n aanvullende rol tot die ouers se verantwoordelikheid wat ek geregistreer is as 'n tuisonderrig onderwyser. Hy kan hoogstens 'n aanvullende rol speel, hy kan nie die primêre rol speel nie. Chris, hoekom dink jy is hierdie gesprek nou so belangrik? Want by Sakai is ons primêre mark wie ons dien, is kinders wat uit die tuiskoolsentrum uitkom, tuiskoolomgewing uitkom. En wat ons vind is dat hierdie kinders is nie altyd op standaard nie. En daarom het ons nou 'n graad 9 sogenaamde eksamen ingebring om te bepaal of hierdie kinders op standaard is. En dan bepaal ons waar pas die kind in. Want vir ons gaan dit oor die geloofwaardigheid van assessering. Ons is een van 3 assesseringsliggame in Suid-Afrika. Die een is die Departement van Basiese Onderwys, die IEB en dan ons Sakai. En dit is vir ons belangrik om seker te maak dat die kinders se standaard reg is, dat hulle op die regte vlak is en dat daar behoorlike onderrig plaasvind. Ja. En ons het geen verhouding met die tutorsentrum self nie. As ek as 'n ouer my kind iewers by 'n tutorsentrum moet aflaai, wat is die rooi vlaag wat ek voor moet op 'n dag opwees? Watse gevaartekens is daar by 'n tutorsentrum as ek my kind daar aflaai? Wel, ek dink in die eerste plek moet die ouers seker maak die tutorsentrum is nie 'n ongeregistreerde privaat skool nie. En dit is baie maklik om dit vas te stel. Hoe doen mense dit? Wel, jy moet eerstens vra het die tutorsentrum 'n EMIS-nommer en normaalweg het hulle nie 'n EMIS-nommer nie. Dit is 'n nommer wat die provinsiale departement van onderwys vir hulle gee. En dan is hulle geregistreer by Umalusi wat die gehalteversekeraar is. En wat ons vind is dat dit is nie die geval nie, want dit is baie moeilik om 'n geregistreerde onafhanklike skool te wees. Wat se risiko is daar vir ouers? As ek nou ouer is en ek besluit sommer net ek gaan laai my kinders daar af, wetende soms dit 'n onwettige plek is of leersentrum is. Wat se risiko is daar vir my as ouer? Kan ek in die moeilikheid kom? Wel, in die eerste plek, jy doen aansoek as 'n ouer, want jou kind is veronderstel om skoolpligtig te wees tot en met 15-jarige ouderdom. Ja. So jy voldoen nie aan die wet nie, en as jy nou kyk wat die SA Skolewet voorskryf, Dis jou verantwoordelikheid. dis jou verantwoordelikheid. So jy's die primêre onderriggewer van die kind. Jy is nie daar om daai verantwoordelikheid te abdikeer nie, en jy moet optree as die primêre onderriggewer van die kind. En as jy die kind net by die skool aflaai, wel, dan is jy half teen die wet. En wat jy moet seker maak is dat jy dit so nakom, dat jy nie jou verantwoordelikhede as die primêre onderriggewer abdikeer nie. Ja. Wat behoort
'n geloofwaardige tutorsentrum of 'n leersentrum te doen. As 'n mens nou moet kyk en sê luister maar, daar waar my kind heen gaan is, dit is natuurlik geregistreer, maar wat moet hulle dan doen? Wat is hulle verantwoordelikhede? Wel, kom ek sê in die eerste plek, hulle is normaalweg nie geregistreer. Normaalweg nie, ja. Hulle is normaalweg nie geregistreer nie. Want as hulle geregistreer was, sou hulle geregistreerde onafhanklike skool gewees het. In die eerste plek moet 'n mens seker maak dat daardie tutorsentrum is geregistreer by 'n goeie kurrikulumvoorsiener. Die kurrikulumvoorsiener voorsien die leer- en onderrigmateriaal en doen die assessering. En wat baie belangrik is, dat die tutorsentrum mag nie rapporte uitgee nie. Hulle mag ook nie voorgee om 'n onafhanklike skool te wees nie. En wat in hierdie geval belangrik is om te onthou is dat aan die einde van elke fase moet 'n ouer 'n assessorsverslag indien by die onderwysdepartement. Dis aan die einde van die grondslagfase, die intermediêre fase en dan die senior fase. En wat ons vind is, dit vind normaalweg nie plaas nie. As ek 'n ouer is en ek wil my kind vir 'n ekstra wiskunde klas stuur en ek hoor van 'n oom wat hulle help en die oom is goed daarmee, maar hy's nie by 'n sentrum nie. Dis net 'n oom wat weet van wiskunde. Wat is dan nou, hoe kan dit verkeerd wees as ek my kind stuur na so 'n persoon toe? Dis glad nie verkeerd nie. Dis glad nie verkeerd nie. Onthou, as dit in die nog in die verpligte fase is, dan is die ouer verantwoordelik en die ouer kan die kind vat na 'n spesialis toe, in sê net maar in wiskunde of in wetenskap of in die huistale. Geen probleem daarmee nie. Maar dis weer eens daai, jy gaan na 'n skool toe, 'n sogenaamde skool, 'n instansie wat nie 'n geregistreerde skool is nie. Maar daar is fantastiese tutorsentrums wat spesialiseer in sekere vakke en daar's hoegenaamd nie 'n probleem om hulle daarheen te vat. Is hierdie 'n meer algemene probleem as wat ons dink? Want dit voel vir my, jy weet, elke nou en dan lees mense ook in die koerante van selfs op universiteit vlak, hierdie universiteit, daai universiteit het toe of hierdie leersentrum wat ook al is, het toegemaak want dis nie geakkrediteer nie. Is dit dalk 'n groter probleem as waarvan ons bewus is? Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld van die getalle waarvan ons praat. Ons het hierdie jaar ingeskryf omtrent 8000 graad 10s. Ons het in graad 11 het ons omtrent so 7000 en graad 12 is daar so 6000 leerders ingeskryf. So jy praat van rolweg gesproke, sê net maar 20000 kinders wat kom uit hierdie sektor uit. So dit is 'n groot persentasie kinders waarvan mense praat. Dit is landwyd. Ja. En ons het landwyd ons kinders wat ingeskryf is by aanlyn skole en ook by afstandsonderrigvoorsieners. Dis baie kinders. En so dan wil mens seker maak dat waantoe hulle gaan op standaard is. Hoe gereeld en hoeveel kapasiteit het SAKAI om seker te maak dat hierdie leersentrums en hierdie 20000 leerders op standaard is? Ons het geen verantwoordelikheid teenoor hulle nie. Ons is net bekommerd oor die standaard van kinders wat deurkom van daai leersentrums. Want ons sien dit by ons. Ja. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Daar's kinders wat by ons ingeskryf is in graad 12 verlede jaar. Daar's 'n kind wat ingeskryf is met 'n 87% sogenaamde SBA-punt. Dis die skoolgebaseerde assessering. En toe die eksamen geskryf word, toe kry daai kind 25%. En wat is die probleem? Die probleem is dat daai kind word onder 'n wanindruk gebring en ook die ouers van die standaard van onderrig. Die SBA's word nie afgeneem in eksamen toestande nie. Dit wil sê streng toesig en seker maak daai kind het gestudeer en dat die standaard van die toetse op standaard is nie. En as hulle kom dan by die nasionale senior sertifikaat eksamen waar hulle dan 'n streng eksamen toestande skryf, dan is dit nie op standaard nie. So ons advies is, maak seker jy's by geloofwaardige aanlyn skool en daar's goeie aanlyn skole in Suid-Afrika. En daar's geloofwaardige kurrikulumvoorsieners en assesseringsinrigtinge. Maak seker jou kind is by hulle geregistreer en dat hulle geregistreer is. En dat hulle geregistreer is. En ons registreer daai inrigtinge. Ons het 72 van daai tipe inrigtinge by ons wat werklik geloofwaardig is en kwaliteit diens lewer. Want ongeag gaan jou kind op die einde van die dag daai senior sertifikaat moet skryf, die nasionale ene. Ja, ons het hierdie week het ons met een van hierdie sogenaamde sentrums te maak gehad. Hulle laat die kind deurgaan tot en met sogenaamd graad 12. En dan sê hulle aan die einde van graad 12 gee hulle die kind 'n sertifikaat wat net mooi niks beteken nie. Nou dit is na ons oordeel wanvoorstelling
Ja. En dit is nie regverdig teenoor die ouers nie, is nie regverdig teenoor die kinders nie. Sjoe. Chris, baie dankie dat jy draai kom maak het. Dit is 'n ernstige kwessie en ek dink daar's meer leerlinge betrokke hier by sulke ongeregistreerde fasiliteite as wat ons eintlik van weet. En as wat ons verwag het. Dankie dat jy draai kom maak het namens Sakai om met ons te gesels. Groot plesier. Ja, dis dan Chris Klopper. Maak asseblief seker dat indien jy jou kind by 'n tutorsentrum of 'n leersentrum het, dat hulle geregistreer is. Asseblief maak seker daarvan. Nou ja, as ons terugkom na advertensiebreek, dan staan jy die Ventebuyker in die kombuis.